Pinkster is die fees van die Heilige Gees. Die Gees wat ons lewend maak, wat ons troos, wat ons herinner aan die waarheid van God se woord. Baie welkom aan almal hier vanaand. Dit is lekker om julle hier te hê, waar ons saam op hierdie Pinksterpad wandel. Jeremia 29 vers 11 sê vir ons, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek gee vir julle 'n toekoms, 'n verwagting. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade en barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan op, dan sing ons die volgende 3 liedere saam. As julle voel die bene raak bietjie lam, sit met liefde, maar kom ons staan en dan loof en prys ons ook die Here met die volgende 3 liedere.
Heilig, heilig, Heer God
Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, ons God en Vader, ons staan voor U in afhanklikheid. Open vir ons die woord en vul ons harte met die gees van insig, van troos en van vertroue. Leer ons vandag wat dit beteken om op U te vertrou, selfs wanneer dit voel asof alles verkeerd loop. Here, ons bid dat U ons harte sal oopmaak, dat U woord vir ons 'n lig sal wees in donker tye. Spreek nou, Here, want ons luister. Amen. Ons gaan vanaand saam lees uit Genesis 37 uit. En ons tema vir die aand is Josef beleef 'n nagmerrie in die eerste plek en dan God se plan vir my is om op hom te vertrou in moeilike tye. So kom ons gaan lees daar saam in Genesis 37, ons gaan lees vanaf vers 12. Ekskuus tog. Vanaf vers 12, Genesis 37. Die opskrif daar, Josef word 'n slaaf. Josef se broers het hulle pa se kleinvee gaan oppas in Sichem. Toe sê Israel vir Josef, kyk, jou broers pas die kleinvee op in Sichem. Ek wil jou na hulle toe stuur. Josef het geantwoord, goed pa. Toe sê Israel vir hom, gaan kyk of alles nog reg is by jou broers en met die kleinvee en kom vertel my alles. Israel het hom van die laagte by Hebron afgestuur na Sichem toe. Hy het daar in die veld rondgesoek en toe kom 'n man by hom en die vra vir hom, wat soek jy? Josef antwoord hom, ek soek my broers. Kan jy my dalk sê waar hulle die kleinvee oppas? Toe sê die man, hulle het van hier af versit. Ek het gehoor, hulle sê, hulle wil na Dothan toe gaan. Josef is toe agter sy broers aan, en hy het hulle by Dothan gekry. Hulle het hom al van ver af gesien, en voor hy by hulle gekom het hulle ooreengekom om hom dood te maak. Hulle het naamlik vir mekaar gesê, kyk, daar kom die ou dromer aan. Kom ons maak hom dood, en gooi hom in 'n put. Ons kan sê 'n roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van sy drome. Ruben het hulle hoor praat en omdat hy vir Josef wou red, het Ruben gesê, nee, ons moet hom nie doodmaak nie. Moenie moord pleeg nie. Gooi hom liewer in hierdie put hier in die veld. Moenie sy lewe neem nie. Ruben het dit gesê sodat hy vir Josef kon red en hom na sy pa toe kon terugstuur. Josef het skaars by sy broers aangekom, of hulle trek sy klere uit, die lang klere met moue wat hy aangehad het, en vat hom en gooi hom in die put. Dit was 'n droë put, sonder water. Daarna het hulle gaan sit en eet, en toe hulle weer sien, kom daar 'n klomp Ismaelite handelaars uit Gilead aan. Hulle was op pad na Egipte toe, en op hulle kamele was daar gom, balsem en hars gelaai. Toe sê Juda vir sy broers, watter nut het dit vir ons om ons broer dood te maak en dit dig te hou? Kom ons verkoop hom aan die Ismaelite. Ons moenie sy lewe neem nie. Hy is ons broer. Hy is bloedfamilie. Juda se broers het na hom geluister, en toe daar van die Midianitiese handelaars verbykom, het die broers vir Josef uit die put uit opgetrek en vir 20 stukke silwer aan die Ismaelite verkoop. En die het hom Egipte toe gevat. Toe Ruben terugkom by die put, was Josef nie daar nie. Ruben het sy klere geskeur en teruggegaan na sy broers toe en vir hulle gesê, die kind is weg. Wat moet ek nou doen? Maar sy broers het 'n boklam geslag en die klere van Josef gevat en in die bloed gedoop. Toe stuur hulle Josef se klere met 'n boodskap vir hulle pa. Ons het dit opgetel. Kyk of dit dalk u seun se klere is.
Israel het dit herken en gesê, dit is my seun se klere. 'n Roofdier het hom opgevreet. Josef is opgevreet. Jakob het sy klere geskeur en rouklere aangetrek. Hy het lank oor sy seun getreur. Al sy kinders het vir Jakob probeer troos, maar hy wou hom nie laat troos nie. Hy het gesê, ek sal bly treur oor my seun tot ek by hom in die dood is. So het Josef se pa bly treur oor hom. Die Midianiete het vir Josef in Egipte verkoop aan Potifar. Hy was aan die Farao se paleis verbonde as hoof van die leiwag. Tot sover. Nou ons het vir mekaar gesê, Pinkster is die fees van die Heilige Gees. Die Gees wat ons lewend maak, wat ons troos, wat ons herinner aan die waarheid van God. Ekskuus, het hy baie verder gevlug. So, dit herinner ons aan hierdie waarheid waarmee ons besig is. Hierdie waarheid na waantoe ons kan gaan. So wanneer ons besig is in hierdie week, sing ons ook 'n spesifieke liedjie, U is die lig wat deur die donker skyn, om ons te herinner, ekskuus tog, dis die oggendliedjie, wie is U my toevlug? Wie is U my toevlug, sodat ons herinner word waantoe ons kan gaan. Selfs op 'n aand soos 'n aand wat ons lees van hierdie diep donker put, dat ons weer bewus raak van God se teenwoordigheid. Daarom gaan ons nou saam sing, Wees U my toevlug, wat ons elke aand saam gaan sing. Julle kan staan en dan sing ons dit saam. Here my toevlug, U is God van my hart. Niks maak meer saak nie, slegs deur U wil. Neem nou my gedagtes van oggend tot aand. Selfs as ek slaap, U nabyheid my lig. Wees U my
Die Pinkster is 'n tyd wat ons vier dat die Gees na ons toe kom, die Gees wat ons lewend maak, die Gees wat ons troos, wat ons herinner aan die waarheid. En in hierdie week loop ons saam op hierdie Pinkstertyd in die verhaal van Josef, en spesifiek vanaand die oomblik toe sy lewe eintlik 'n donker en hopelose draai neem. Want soms vra ons ook maar, as God 'n plan het, hoekom voel ek dan nou so alleen? As God 'n plan het, hoekom lyk alles vir my so donker? Asof ek self in 'n diep, donker put beland het. Josef het dieselfde gevoel geken, maar wat hy nie gesien het nie, en wat ons dikwels nie sien nie, is dat God juis in hierdie moeilike tye werk, sodat sy plan kan gebeur. Ons vra baie keer die vraag, hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Dit is toch 'n vraag wat ons almal al gevra het. Jy probeer reg lewe, jy probeer alles reg doen, jy probeer vir God dien, jy probeer goed wees met almal, en dan tref die lewe jou baie hard. Siekte, verlies, teleurstelling, verraaiing, mense wat net nie voel of hulle daar is vir jou nie. En wat dan? Hoe hou jy vas aan God en alles eintlik rondom jou as dit voel asof dit alles net verbrokkel? Ons kyk nou hierdie lewe van Josef en hierdie gedeelte waar sy broers hom verkoop, en is asof alles in sy lewe in duie stort. En is juis hier in hierdie donker uur waar God se plan eintlik stadig besig is om te ontvou. Daar is tye in die lewe wat alles vir ons donker lyk, wat dit voel dat alles wat jy gedroom het en gehoop het voor net nie gebeur nie. Wanneer alles so verlore voel, dat jy voel jy verwerp is. Jy verlang na iets meer. Jy voel alleen. En dis waar Josef homself bevind in hierdie donker put. Maar vandag wil God vir ons wys dat selfs te midde van die lewe se nagmerries bly sy droom vir jou staan. Kom ons stel onsself vir 'n oomblik aan Josef voor nou hier. 'n Seun met 'n droom van God. Hy het gesien hoe sy broers voor hom buig. Hy het 'n droom gehad, 'n visioen gehad van hoe groot hy gaan wees en hoe belangrik hy gaan wees. Gerespekteerd, geseënd, so belangrik dat almal voor hom moet buig, en dan kom hierdie nagmerrie. Sy eie broers haat hom. Hulle wil hom doodmaak. Hulle gooi hom in 'n droë put en dan verkoop hulle hom as 'n slaaf. Drome van die hemel, drome van gerespekteer wees, van hoog op wees, eindig vir hom in daardie oomblik in daardie donker put. Wat doen jy wanneer die drome wat God in jou hart geplant is vir jou voel of dit in skerwe lê? Josef gaan 'n opdrag van sy pa na om sy broers eintlik te gaan help. Hy's gehoorsaam aan sy pa, hy luister wat hy sê, maar hierdie gehoorsaamheid beskerm hom nie teen hierdie pyn nie. Hy word nog steeds in daai put gegooi. En dis nie net 'n put nie, dis 'n verwerping, dis 'n alleenheid, dis verlore drome. Die put is waar baie ons partykeer ook beland. Ons bid en dit voel of daar net nie 'n antwoord kom nie. Jy droom groot of jy het 'n groot droom gehad, maar dit lyk of net niks gebeur nie. Jy voel vergete deur mense en selfs deur God. Ons vra dan baie keer vir ons die vraag, waar is God? Wanneer ek so voel. Dit is maklik om te glo in God en te sing tot eer van God wanneer alles goed gaan. Maar wat van as ek in die put is? Wat beteken dit as ek in daardie donker, alleen put is? Hierdie put beteken nie God is afwesig nie. Dit beteken eintlik God is besig. God gebruik hierdie put om jou ook na die paleis toe te stuur. As ons terugdink aan die tye waar ons vasgesit het, aan die tye wat dit regtig vir ons gelyk het dat daar geen uitkoms is nie, aan die tye wat ons alleen was, hoe het God dit gebruik in jou eie lewe? Hoe kan ons terugkyk en besef, daar was pyn, daar was hartseer, maar dit was nie permanent nie.
Iewers het die lig weer begin skyn. Daar is hierdie ware verhaal van 'n jong man, 'n seun uit Engeland in die 1800s, Charles, wat as 'n klein kind deur sy ouers na 'n werkskool toe gestuur is, want hulle was 'n klomp kinders en hulle was baie arm. Sy ma het hom gestuur en vir hom gesê, jy sal waarskynlik niks groots kan word nie, maar gaan leer maar ietsie daar by daardie werkskool. Charles Spurgeon het op 15 tot bekering gekom in 'n klein, onbekende Methodiste kapel, en God het hom geroep om te preek. En uiteindelik het Charles Spurgeon met duisende mense bereik, en tot vandag toe noem hulle hom die prins van die predikers. Tot ons lees nog vandag van dit wat hy geskryf het, wat so groot invloed op baie mense se lewens het. Ons sien ook in hierdie donker tyd, die karavaan kom eintlik half net op sy tyd daaraan. Net toe hulle besluit het om Josef nou eintlik dood te maak, kom hy verby, en dis toe hulle sê, kom ons verkoop hom. En dit lyk eintlik soos 'n slegte keuse, en dit is eintlik Sondag, maar kyk wat gebeur. Daardie karavaan neem vir Josef presies waar God hom wil hê, na Egipte toe. God gebruik selfs die sondes van mense, selfs die foute van mense om sy plan te laat uitwerk. Hierdie broers het eintlik bose bedoelings gehad, maar God gebruik dit om Josef in die regte posisie te plaas, sodat hy later sy hele familie van hongersnood kan red. God gebruik selfs die karavaan van verwerping om jou ook soms te stuur in jou roeping in, wanneer jy dink, daar is geen lig nie. Genesis 50 vers 20, ons gaan so klein bietjie aan, sê dit so mooi, die versie sê, julle het kwaad teen my bedoel, maar God het dit ten goeie bedoel. Ons kan vanaand hier sit, en ons kan dink, wie is die mense wat ons seer gemaak het? Wie is hierdie broers in jou lewe, wat dalk jou laat voel het, asof jy niks werd is nie, of jy nie meer gaan lewe nie? Wie het jou dalk al verraai of jou so seer gemaak, dat jy gevoel het, daar is nie 'n pad vorentoe nie? Dalk sit jy vanaand met hierdie gevoelens teenoor iemand. Jy kan bitter word, of jy kan vertrou dat God steeds aan die werk is. Selfs deur ander mense se kwaadwilligheid, se sonde. Hierdie Bybel wat ons het, is vol verhale van mense wat uit die put opgestaan het en eintlik tot die toppunt gekom het. Moses was die beloofde kind wat in Farao se huis groot gemaak het. Wat groot gemaak is, maar nadat hy Egiptenaar vermoor het, vind ons hom in 'n uitgeworpe land in Midian. Maar hy het die brandende bos gesien, hy het God geroep, hy het teruggekeer na Egipte en hy het gesê, ek staan op. Daniel is in die leeukuil gegooi, maar toe die oggendlig aanbreek het hy uitgeroep, ek staan op. Jeremia is een keer in die bodem van 'n put gegooi, maar op die ou einde toe roep hy uit, ek staan op. Die impulsiewe disipel Petrus het 'n geruite loopbaan saam met Jesus gelei. In die deurslaggewende oomblik van Jesus se verhoor het Petrus 3 keer ontken dat hy self vir Jesus geken het. Hy was verpletter, hy was skaam, hy was verneder, maar hy vra om vergifnis en hy sê ek staan op. Op pad na Damaskus was Saul bereid om Christene te vervolg. Maar hy is deur 'n helder lig neergeslaan en hy is verblind. Daar kon hy niks sien nie. Maar uit hierdie ervaring uitkom Paulus te voorskyn en hy sê ek staan op. Jesus is gepynig, geslaan, gekruisig. Hy is aan die kruis van Golgotha doodgemaak. Maar na 3 dae op 'n Paasoggend het hy verkondig, ek staan op. En die Bybel sê dieselfde ding kan met ons gebeur. Romeine 8 sê, die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak,
en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons en Gees uit dat ons kinders van God is, kies tog. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Erfgename van God. Erfgename saam met Christus. En aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Wanneer ons probleme dreig om ons onder te kry, wanneer daai put so donker lyk, onthou dat jy vrygemaak is, en staan op. God se droom vir ons situasie is soveel groter. Ons kyk hier vir 'n pa, Josef is weg, Jakob dink hy's dood, die broers jok daaroor en hierdie hele situasie lyk so hooploos, asof hy net nie vorentoe kan gaan nie. Maar God se droom leef voort, selfs al weet niemand dit nie. Josef is nie in Kanaan nie, maar hy's in Egipte. Hy's nie 'n prins nie, maar hy's 'n slaaf. En tog is hy presies waar hy moet wees. God se drome is nie net vir gemak nie. Hulle is vir God se groter plan. Jou pyn het 'n plek in God se plan. Jou verliese, jou trane, jou teleurstellings, God verloor nie. Soos 'n meesterwewer gebruik hy selfs die donker drade om hierdie groter prentjie te kan skep. God se drome hang nie af van ander mense se optrede in jou lewe nie. Hy kan daai sondes gebruik om dit te bereik. Die droom is lewend, al lyk dit dalk vir jou dood. Hy werk stadig, hy werk diep, hy werk op maniere wat niemand van ons werklik verstaan nie. Maar hy bly aan die werk. Ek weet nie van julle het al na 'n tapuit gekyk nie. Daar's 'n jong meisie wat vertel, sy staan onder haar ouma wat sit en besig is om dit te maak en sy sê vir haar ouma, ouma, wat maak jy? Dit lyk soos een groot gemors. En die ouma tel die dogtertjie op en sit haar op haar skoot en toe sy op haar skoot klim, is dit die eerste keer wat sy kon sien waarmee haar ouma besig is. Aan die een kant lyk dit soos chaos en aan die ander kant die pragtigste patroon waarmee ouma besig is. So baie keer sit ons aan die onderkant en ons sien die chaos raak, ons voel die verwerping, ons voel die verlies, maar God wat bo sit, sien die patroon. Hy weef selfs met daai donker klere. Selfs as dit baie keer in 'n verkeerde rigting gaan, bring hy dit terug, sodat sy plan kan gebeur. God werk bo ons begrip. Ons verstaan dit nie altyd nie, maar hy weet waarmee hy besig is. Die droom van God vir jou lewe het nie geëindig die oomblik toe jy in die put beland het nie. Dis baie keer waar dit begin het. Soos Josef sal jy dalk deur die put, deur slawerny, deur verwerping gaan. Maar soos Josef wil God jou gebruik, dat hy drome nog kan waar word, dat sy plan kan gebeur. Dis nie die einde van jou verhaal nie, dit is net 'n donker hoofstuk, voor die lig begin deurbreek. Daar's 3 dinge waaraan ons moet vashou in moeilike tye. Die eerste een, God is teenwoordig, selfs in die put. Hoor mooi, God is teenwoordig. Jy's nie alleen nie. Die Gees is by jou. Die tweede een, God se plan is groter as wat jy nou kan raak sien. Hy sien die hele pad. Hy sien wat moet gebeur. Hy sien die volgende tree wat kom. Hy sien waar jy in jou pad is. Die derde een, vertroue groei in lyding. Josef moes leer om God te vertrou. En ons ook maar. Jy's in daai tye wat dit die moeilikste is om oor te gee aan God en te vertrou. Miskien lyk jou lewe soos Josef se in vers 36. Jy voel verkoop. Jy voel vergete, jy voel jy's in 'n vreemde land waar eintlik niemand jou kan verstaan nie. Maar God se droom in jou lewe bly staan. Selfs te midde van die nagmerries. Jy mag dalk nou in 'n put wees, jy mag dalk voel God is stil. Jy voel iemand het jou verraai, jou plan het misluk, daar's nie drome nie, jy kan nie vooruit kyk nie, maar God is nie klaar nie.
Josef moes 13 jaar wag. Maar toe gebruik God hom om die hele volk te red. Hulle sê 'n jong man besoek eendag 'n pottebakkery en hy kyk hoe die pottebakker die klei op die wiel stadig vorm. Soms druk hy dit baie hard, soms stadiger, soms vinniger, maar altyd met 'n doel. En die jong man vra toe, "Hoekom doen jy dit so stadig?" En die pottebakker sê vir hom, "Klei moet eers lê. As ek te vinnig werk, bars dit. As ek nie die borrels uithaal nie, breek dit in die vuur." God se tydsberekening is volmaak. Die stiltes van die put is hierdie vormingstyd vir karakter, vir verhouding, vir voorbereiding, en die Gees werk in jou, selfs wanneer jy niks anders kan sien nie. Die vraag aan ons vanaand is, sal jy God vertrou? Selfs al verstaan jy nie wat nou gebeur nie. Sy plan is nie maklik nie. Dis nie altyd 'n maklike pad wat ons loop nie, maar hy vra vir ons weer, vertrou my, al is dit moeilik. Ek herhaal weer vir ons Jeremia 29 vers 11. Ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, sê die Here. Gedagtes van vrede en nie onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Amen. Een van die lekker dinge of goeie dinge van Pinkster vir my is altyd dat ons tyd het om saam te bid. Dat ons kan stil word en met die Here kan praat, en ek wil vir ons vanaand 'n oomblik gee waar julle daar waar julle sit, praat met die Here. Dit wat hy in julle wakker gemaak het. Dra dit op aan hom, gee dit oor aan hom, en dan sal ek vir ons daarna afsluit met gebed. Here ons God, dankie dat U die God van Josef is, en ook die God van ons. U sien elkeen van ons wat hier sit, en U weet waar ons is. Dalk in die put, dalk op pad na Egipte. Maar ons wil vandag glo dat die droom oor ons lewe nie ophou nie. Dankie dat U plan nooit val nie. Selfs in die donkerste van tye in ons lewens. Stuur die Gees oor ons, om ons te help om te vertrou, om ons vas te hou wanneer ons twyfel, om daar te wees teenwoordig in die put van ons lewe. Vul ons met geloof, vul ons met hoop, en met U liefde. Amen. Ons gaan sing I Surrender as slotlied vanaand,
ook met die doel om te sê dat ons oorgee, dat ons surrender vir God, dat ons hom sal vertrou, selfs wanneer ons nie verstaan nie, selfs wanneer dit vir ons ondenkbaar is, dat daar nog iets voor lê. So kom ons staan en dan sing ons, I surrender. Net voor ek die seën uitspreek, wil julle herinner dat daar lekker sop langsaan is. So asseblief kom geniet 'n koppie sop en 'n broodjie. En dan môre aand is ons weer hierso en asseblief skryf julle name op die lys as julle Sondag saam met ons gaan familieete hou na ons nagmaaldiens Sondag. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag hy jou nagmerrie omskep in 'n droom. Mag hy jou vashou al is jy in die put, en mag sy vrede jou hart vul. Amen. Ek maak U sien my